Kan jy alles hê? Ek het onlangs gewonder toe ek iets moes kanselleer waaraan ons baie tyd, baie geld, ekspertraad en moeite bestee het. Kan 'n mens regtig alles hê? Nou die Amerikaanse droom beloof dit al vir dekades dat as jy hard genoeg werk en sterk genoeg glo dat jy alles sal bereik wat jy wil hê. En natuurlik het daardie droom oor die res van die wêreld gespoel met die media en televisie en dis meer. Dit klink baie belovend, maar is dit regtig waar? Navorsers van Harvard en Stanford onder leiding van die ekonoom Raj Chetty het miljoene Amerikaanse belastingrekords ontleed om te bepaal of kinders werklik beter vaar as hulle ouers, want dit sal 'n indikasie gee dat jy alles kan bereik. Die uitslag was onnugterend. Kinders gebore in 1940 het sowat 90% meer verdien as hulle ouers, maar kinders gebore in die 1980s het skaars 50% meer verdien. Met ander woorde, dis 'n dalende fase. Die implikasie is dat harde werk kan help, maar dis geen waarborg nie. Selfs in 'n land wat sogenaamd alles is moontlik as lese het, kry die meeste mense nie alles wat hulle nastreef nie. Ek reken dis dalk juis hoe dit bedoel is, al is dit hoe ongemaklik. Paulus skryf in Timoteus 1 vers 6 tot 7, of 1 Timoteus 1 vers 6 tot 7, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan niks daaruit wegneem nie. Die punt is dat dit hier gaan dat ons nie ons sekuriteit en hoop en geluk finaal moet vind in dit waaraan ons opgebou het of wat ons bereik het nie, maar juis in wie ons in Christus is. Dit beteken nie ons moet ophou droom nie, of ophou werk nie, of ophou probeer nie. Dit beteken net ons moet nie ons hoop stel in die idee dat ons regtig alles gaan hê nie. Ons gaan wel alles hê van God se genade, alles van God se vashou, en dis meer as genoeg rede om tevrede te wees met genoeg. So streef na die beste, maar hou jou geluk en jou waarde in God gefestig. Leef geïnspireerd.